Stuur 'n ou vir my 'n boodskap, maar hy is hoogs ontsteld. Hy sê vir my, Picard, ek moet jou onmiddellik sien, dis dringend. En ek dink toe, Jesus, maar dit klink baie ernstig. Kom ek kry die ou gou by 'n koffieshop en ek kry hom by 'n koffieshop en hy pak sy hart uit. Hy sê vir my, ek lees die Bybel, ek glo die woord van God, ek preek die woord van God, maar hier in Markus 16 staan daar dat as ek glo, dan sal ek uitgaan, ek sal hande op siekes lê, hulle sal genees, ek sal duiwels uit mense uitdryf, ek sal ander tale praat, en die Bybel sê, en hierdie tekens volg die persoon wat glo, en ek is 'n gelowige, ek glo al hierdie goeders, ek preek al hierdie goeders, maar ek sien nie hierdie tekens my volg nie. Hy sê, ek kyk na jou Facebook en jou sosiale media, en ek sien daar waar jy gaan, bid jy vir mense, en tekens volg jou lewe. En ek vra hom toe 'n eenvoudige vraag, ek vra hom, wanneer laas het jy vir 'n sieke gebid, en hy kon my nie antwoord nie. Jy sien my vriend, geloof sonder werke is dood. As jy sê jy glo al hierdie goeders, daai tekens volg jou, dis absoluut waar, maar jy gaan nie daai goed sien, voordat jy nie uitgestap het, in geloof, en eintlik doen dit wat jy glo nie. Het eendag sê die Here vir my, as jy die goed wil sien, wat ek gesien het, dan gaan jy die goedjies moet doen, wat ek gedoen het. Want Jesus homself het gesê, dat ek en jy, as gelowiges, alles sal kan doen wat hy gedoen het, en soveel meer. Die vraag is, glo ons dit tot op so 'n punt, dat ons eintlik dit sal toets. Jy weet, hoe sal hulle sê, ons sal dit op die proef stel, ons gaan kyk of dit so is. Al hoe ek kan weet of God genees, is as ek gaan uitstap en my hand op 'n sieke lê. En soveel mense stuur vir my boodskappe, wil jy kom bid vir my kind, en ek bid graag vir jou kind, as jy aan die einde sal bly tot die einde van hierdie video, dan gaan ek saam met jou bid, vir jou genesing as jy genesing nodig het, of as jy wil instaan vir iemand vir genesing. Maar hoeveel mense my vra, kan ek gekom om te kom bid, want hulle het al gesien ek bid vir mense en dan genees hulle. En ja, daar is 'n gawe van genesing, maar Jesus het vir almal, elke disipel en elke gelowige gesê, dat hierdie tekens die gelowige volg, en een van daai tekens is dat ons hande op siekes sal hê, en hulle sal genees. En miskien vandag sien jy nie al die wonders en tekens waarvan mense praat, of jy al van gehoor het, of wat jy selfs dalk al van gelees het nie. En die rede daarvoor is, dat jy dalk net nog nie uitgestap het, om vir siekes te bid nie. In hierdie volgende stukkie van hierdie video wat volg, gaan jy sien, hoe ek in hierdie week, iemand met 'n handstit gesien het, en net gevra het, hey, wat's fout, hoekom loop jy met 'n handstit, en sy het 'n hand gebreek, en ek het vir haar gevra, kan ek gou vir jou bid, ek glo God genees, en sy glo God genees, ek het vir haar gebid, sy het 'n handstit afgehaal, en haar hand was heeltemal genees. 2 dae later, toe kry ek haar weer, en toe loop sy sonder 'n handstit. Toe sê ek vir haar, kan jy net gou vir ons vertel, wat gebeur het, en ek pluk my foon uit, en maak gou 'n videoetjie, sodat ek jou vandag kan wys, dat God werklik genees oral, nie net in die kerkie, nie net in 'n sekere gebou, nie deur sekere mense nie, God genees mense enige plek. Die vraag is, sal jy in geloof uitstap, en God vertrou vir genesing vir 'n ander persoon, of God vertrou vir genesing vir jou, want dit gaan eers aktief begin raak, wanneer jy 'n aksie by jou geloof sit. Dit is nie genoeg om te sê ek glo nie, en is nie genoeg om te sê ek lees die Bybel en ek glo wat daarin staan nie. Dis great. Jakobus sê dis great as jy glo, duiwels glo ook, en hulle sidder as hulle Jesus se naam hoor. Wanneer daai woord van God toegepas word, dis wanneer dit die krag dra wat berge skuif. Ons weet jy wat gebeur. My testimony aan op my hand sit. Ek het 2 weke gelede my hand gebreek, my pinkie gebreek, die stit gekry, die dokter sê 6 weke, dan kan ek hom afhou en dan fisio. Wat weet die dokters? Ek ontmoet vir Picard in die week, hy bid vir my. En die ander, kyk aan. Ek kon nie dat gedoen het nie, handstit was in, hand moes maar gewees het, kon niks beweeg nie. Dis nou 2 weke later, nee? En hy het gesê 6 weke. 6 weke. So die is die Kingdom dokter. Die Kingdom dokter het hom verkort na 2 tot 3 weke toe. Amen. Dankie dat jy gebly het tot die einde van hierdie video. Ek wil vir jou vra dat as jy enige plek in jou liggaam het wat genesing nodig het, dat jy net jou hand op dit sal sit. As jy alleen is, sit jou hand op daai plekkie wat dit ook al is. Miskien is dit intern, miskien se knie, enkel, rug, skouer, nek, oë, ore, wat ook al dit is waarvoor jy God vertrou. Ek wil saam met jou bid. As daar iemand saam met jou is, vra hulle sommer om net hulle hand op jou te sit in hierdie gebed en saam met jou te vertrou vir genesing. En as daar enigiets gebeur terwyl ons vir jou bid, miskien voel jy 'n warm gevoel of jy voel iets skuif of jy kan opstaan, jou knie toets en jou rug toets en miskien kan jy nooit in jou tone geraak het nie, maar nou kan jy en die Here het 'n wonderwerk in jou lewe gedoen. Kan jy net in die comment section vir ons sê hierdie is wat God vandag in my lewe gedoen het? Getuig. Raak 'n getuienis. Vertel ons wat het Jesus gedoen in jou lewe vandag. Vader, ek dank U in die naam van Jesus vir elke persoon wat hier luister en elke persoon wat kyk en elke persoon wat my stem kan hoor wat nou instaan vir genesing. In die naam van Jesus, van hulle kop tot by die sole van hulle voete, verklaar ek totaal en al genesing. Elke knie, elke wervel, elke ligament
om nou in lyn te kom met die woord van God in Jesus naam. Ek kanselleer elke negatiewe woord wat mense oor hulle gespreek het en selfs elke negatiewe rapport wat dokters teenoor hulle uitgeskryf het. In die naam van Jesus, dankie dat U vandag 'n wonderwerk doen. U oor is nie te doof om te hoor nie, U arm is nie te kort om te red nie. Psalm 103, Here, sê U woord dat U alle sondes vergewe en alle siektes genees. En vandag weet ek dat U die God is wat sonde wil vergewe en as daar enige iets in hulle lewe is wat hulle weet wat aktief sonde in hulle lewe is wat hulle moet los, dat U hulle sal uitwys vir hulle, dat hulle dit sal laat staan, sal wegdraai van dit af en na U toe sal kom met dit in Jesus se naam. En in dieselfde oomblik ook, Vader, dat U totale genesing sal bring in Jesus se naam, dat U woord 'n waarheid in hulle lewens sal raak vandag in die naam van Jesus. Amen.